Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is, Yeshua Messia. Ons Here, ons herder, ons verlosser, ons leidsman. Vriende, ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd en hoe geseënd is ons nie, om weer iets uit Vader se woord uit te kan hoor en ons eie te kan maak nie. Vriende, ek lees graag vir ons voor, in 1 Korintiërs 3 vers 5, waar Paulus ons so vir die mense vertel. Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars, deur wie Here tot geloof gekom het. En elkeen doen die werk, soos die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Hoe asemrowend is dit nie om dit te weet, dat God alles laat groei. Maar weet julle, ek dink tog God wag vir ons om te begin. Dit is maar net soos 'n boer. Hy kan nie net vir sy land sit en kyk en hoop en bid iets gaan daar opkom nie. Hy moet mos skouer aan die wiel sit. Hy moet ploeg, hy moet plant, hy moet saai. En ja, Vader sal ook nat maak en Vader sal laat groei. Ek wonder vriende of julle ook al so gewonder het, as daai saadjie onder die grond is, hoe kry hy lewe? Ek meen as ou kyk, as jy mos iets begrawe jy mos, dan is dan mos nou, daar is nie suurstof om asem te haal. Nou, hoe nou gemaak met daai saad wat onder die grond lê? Is dit nie net weer eens bewys van die asemrowende God wie ons aanbid nie? Laat hy in 'n dooie grond, binne in dooie grond, lewe kan laat ontstaan. Ek hoor van 'n dominee wat met 'n ouderling na 'n vandisie van 'n plaas wat opgeveil word gegaan het. En ja, uiteindelik word die bot op die ouderling toegeslaan. En 2 jaar later, toe besoek die dominee die plaas. Eers verbaas staan die dominee daar en hy sê, broer, die Here het 'n wonderwerk verrig. Die ouderling, hy kyk die dominee so en sê, ja dominee, 2 jaar terug was jy saam met my hier, toe die Here alleen geboer het. En tog het jy tog seker gesien in watter toestand dit was. Ek dink vriende, ons kan in ons geestesoog sien wat daar aangegaan het. Daar was seker net boshuis en jy kon seker in die eerste pad sien nie en ja, mens weet mos hoe vinnig kan bossies oorvat en hierdie plek verwoes. Maar jy sien hierdie ouderling het reg gesê, die Here het alleen geboer. Kyk, die Here het hande en voete nodig. Okay, ons weet ook God is almagtig, so hy het nie regtig nodig nie. Maar hy het nog steeds mense nodig om 'n tuin in stand te hou. Hy het nog steeds nodig vir iemand om die snoeisker uit te haal, om die grasnyer uit te haal, om die ploeg uit te haal. Kyk, ons weet almal God kan dit doen, maar weet jy, God wil dit saam met jou doen. God wil deur dit saam met jou gaan. Is dit nie merkwaardig nie? Laat Vader al hierdie dinge ook gebeur. Ek meen as jy net vat jou tuinwerk. Ek weet party van ons het regtig nie groen vingers nie, so ons hou glad nie daarvan om in die tuin rond te krap en die grond rond te mors nie. Maar weet jy, as jy kyk, dit is goed wat Vader geskep het. Goed het Vader daar in daardie tuin gesit. Wat kan groei, wat moet groei, wat mooi lyk. Maar dan het hy ook goed daar in daardie tuin gesit, wat die mooi wegvat, wat die mooi, kan jy maar sê, bedek, en die mooi verslind. Is dit nie maar presies, soos wat dit in ons gees gaan ook nie? Het ons nie ook maar 'n dag en 'n nag in ons nie? 2 wolwe altens kan 'n mens sê. Die een is vriendelik, die ander een is kwaai. Obviously die een wat vriendelik is die een wat gevul is met die vrug van die gees. Dis die een wat gesê het ja vir die Here Jesus. Dis die een wat die Here se naam opbou net waar hy kan. En natuurlik kan kry die ander ene
Dit is nou daar waar hy vyand van hou om te voed. Dit is daardie een van, ek wil nie, ek sal nie, ek gaan nie, ek kan nie, ek sien lus nie, los my uit. Dit sal nooit gebeur nie. Ek sien slim genoeg, ek sien mooi genoeg nie. Ja, ek dink ons almal ken dit. Maar dan ook so, dan kom God en hy gooi sy Heilige Gees in ons siele uit. Met al daai vrug wat die Heilige Gees saambring, vrede, vriendelikheid, liefde, selfbeheersing. Ek dink ons almal is baie bekend met dit in Galasiërs 5. En dan bring God dit. En julle sien Vader, vriende, dis weer, Vader bring dit vir ons. So ons moet iets daarmee maak. Ons moet dit saam met Vader vat en dit laat groei. Hy gaan dit nie van self vir jou laat groei nie. Jy moet die werk insit. Net soos die boer. Hy moet die werk insit. Vader sal die groeiwerk doen. En weet jy dat ons kan dit glo en ons kan dit weet. Want ons God is mos met ons. Sien vriende, ons sal soms sê dat die Here dinge alles alleen en alles moet doen. En ja, dan het ons nog 'n groter verantwoordelikheid. Maar ons doen dit in afhanklikheid van die Here. Ons is nie wysneusig nie. Ek hoor een keer by 'n ou tannie wat vir my sê, seun, weet jy wat? Lig jou kop op, maar hou jou neus op 'n vriendelike hoogte. Sien vriende, ons sê dikwels so hardkoppig. Here, as U dit nie doen nie, gaan dit nie gebeur nie. Jy sien, die Here doen dit deur jou. Ek dink ons moet vandag uitgaan en voor elke uitdaging staan en vir U sê, Here, gee my asseblief die wysheid wat ek nodig het by hierdie taak wat voor my lê. Gee U vir my die wysheid en Here, stap saam met my. Julle sien vriende, as jy dit vir die Here vra, sal hy dit gee. Hy sê mos in sy woord, hy sal vir almal wysheid gee wat dit hom vra. En dis eintlik ook maar wat die ouderling bedoel het. Dominee, die plaas was in 'n toestand, maar ek het hulp gehad. Ek het nat gemaak, maar dis God wat laat groei het. En vriende, omdat ons gewerk het die Here ons handewerk geseën. Weereens sê ek, dit is ons wat ons hande uit ons sakke moet uithaal. Nie net met dit wat ons plant in die natuur, of op 'n plaas, of waar ook al nie, maar ook dit wat ons plant, daar waar ons skool gaan, daar waar ons kerk loop, daar waar ons werk, daar waar ons sosiaal verkeer. Die vriende, daar moet ons ook gaan plant. Soos Paulus dit reg gesê het, hy het geplant, Paulus het nat gegooi, en die Here het laat groei. En soos ek nou gesê het, dink net aan daardie saadjie wat onder die grond is, daar waar die suurstof vir 'n mens is, daar wat niks kan lewe soos wat ons dit verstaan het. Maar ons almagtige God laat iets prags daar uitkom. Net soos wat ou kan sê ook, ja, maar weet jy, ek is al so ver afgedwaal van die Here af, ek weet nie of die Here my kan gebruik nie. Jy sien dan, dit is ons nou waar die vyand ons nou lekker kry, want nou word hy ons gevoed. En dit is net daar, waar hierdie woorde ook so treffend is. Iemand het die saadjie geplant, iemand het hom laat gegooi, God laat hom groei. En weet julle vriende, daai iemand is niemand as jy alleen nie, jy self nie. Dis ons wat moet sê, yes Here, ek gee oor, vat U oor, ek luister na U, laat U laat groei, soos wat dit U behaag. En vriende, ek kan julle verseker, om so 'n verhouding met die Here te hê, en dan so met hom te stap, en te kom, en net ook te sien, en op te let, hoe hy goed laat groei, en dan aan hom al die eer gee. Daarom vriende, kan ons in elke situasie, kan ons opstaan en kan ons sê, Here, ek gaan my kant bring. Dankie dat U laat groei. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader,
Baie dankie weer eens vir hierdie geleentheid wat ons het om weer iets van u goedheid, u liefde en u genade te kon geleer het, te kon gehoor het. Here, dankie dat ons ook so kon gehoor het dat een alles wat ons doen en wil aanraak, betrokke wil wees by ons, Here. U wil so graag alles saam met ons doen, Here, en ons dankie daarvoor. Wat 'n beter manier is daar nie, as om saam met u te kan werk nie. Vader, versterk ons in ons geloof, versterk ons daar waar ons moet werk, daar waar ons moet plant en laat gooi, Here, maar dankie dat ons weet, u laat groei. En ja, Vader, as u laat groei, is dit net 'n pragtstuk. Here, ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor. In die grootste naam wat ek ken, is Yeshua Mashiach. Amen. Vriende, my naam is pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. Ek is ook deel van die JCRM TS familie. As julle nog enige gebed of bemoediging nodig het, skakel my gerus op 083 232 2442. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.